Jy kan hom flou sê, kan nie. Jy wat dink, jy kan maak en kleed soos jy wil, en dink soos jy wil. Maak 'n groot fout. Want my God ken jou gedagtes. Hy ken alles. Hy ken jou beeld. Hy ken jou valsheid. Hy ken jou eerlikheid. Geliefdes, ons God weg, vanaand is pastoor Erik. Amen. Wat ons van bedien. Woensdag is daar nog steeds nie bid nie. Vrydag is weer, asseblief kom op, dit is baie lekker. Sondagoggend 9:00. Geliefdes, moet dit nie mis nie. Dis nagmaal nie sondagoggend. So moet dit nie mis nie, asseblief. Nagmaaldiens by my is een van die belangrikste punte, want dit waar ons opnuut besef wat Jesus ons Here gevang het. Op daardie kruis van Golgotha. En dan die aanddiens is om 16:00, 4:00, dit ook nie mis nie, baie belangrijk geliefdes, ek het dit vanoggend ook genoem, moenie so sommige mense die onlangs by inkomste mis nie, omrede, jy kan dat op livestream kyk. Dit is nie dieselfde as wat die teenwoordigheid is van die Heilige Gees. Amen. Die Heilige Gees kan nie die duiwelskasie werk nie. Hy kan nie. Jy kan hom hoor, maar jy kry nie daai vuur in jou nie. Daarom is dit belangrik, kom op dat jy huis van die Here toe. Die waar die skoning is, die waar die Heilige Gees beweeg persoon, dan sit ek. Ja, ek kan nie wacht om sondag te wees, ek het tot hier en half. Mevrou het nog my gesê, wil jy nie mis iemand met kerk en plek. Maar ek het al genoeg ek nie bekwammer nog meer, ek gered dat ek maar haar saam. En dan is ek nie. Ek kan bid wat ek wil, ek kan doen net wat ek wil vir die Here. Geliefdes, bring mening. Jy het nou tyd om te dien. Jy het nou tyd op die oomblik om alles te sit wat in jou is vir die waarheid. Die oomblik as jy jou asem weer geblaas het, kan jy niks meer insit vir hom nie. Jy gaan nie kan nader beweeg vir hom nie. So as jy lewe nie reg is nie, jammer, gelukkig nie. En ek sê dit vanaand met alle respek. Die God, die blydskap, die eerlikheid. Eerlikheid is die belangrikste van alles. Dit wat die woord van God sê, is 'n vaste woord. En hy bly nie terug op sy woord. Want ons God is 'n eerlike God. Jy kan met die woord van God kyk. Alles wat hy gesê het wat moet gebeur, het tot dusver toe gebeur, tot op tyd. Die weer, alles, is tot op tyd, is die woord van God 100% reg, is correct. En geen mens kan het ook so groot uit, so lang voor hy skryf. Prys die Here. Geliefdes, kom ons staan, en dan gaan ons pastoor Erik vra, vir ons open met gebed, en dan laat ons die Here staan, groot om nooit te boer nie, asseblief. Ek wil julle hoor. Ek wil nie my oor bak staan om julle te hoor nie, asseblief. Ek wil nie net ons sang as jy voorhoor nie, ek wil ons gebed doen wat hoor. Amen. Kom ons staan. Baie dankie ons Hemelse Vader, Here, wonderlike voorreg wat ons in U naam by mekaar kan kom in hierdie aand hier. Here, my gebed is dat U die Heilige Gees, Here, vrye loop sal gee om hierdie aand hier te beweeg van hart tot hart, van sitplek tot sitplek. Here, kom trek ons nou hulle nader na die voete toe en kom leer ons, Here, om soos Maria van ons, Here, met ons trane die voete te was en dat die heerlikheid van U die Here in ons lewe weerspieël word, sodat ander kan sien U die Here is 'n werklikheid. Ek bid om dit met Here danksegging. Amen. Geliefdes, voor my sal ons doen. Volgende die woord net te gaan. Van die pottebakker. Hoeveel van ons sê, Here, maak my en vorm my
sê, dat doen 'n sekere opdrag van voor die tyd. Nou is ons baie keer wat ons nou lees in die Bybel doen. Kom. Ons vra maar julle lei my. Soos daai liedjie net wat ons net op gesing het. Lei my, Here, lei my nou. Is dit nie? Julle volg my, maak my. Soos hier wil. Kom, ons moet weer sy daar is, dat ons net op groot maak. As het. It's the Lord Jesus.
Thijs. Geliefdes, van die Heer kom hier. Ons het hoeveel wat ons die Here vra, Here help ons. Here maak ons deure oop. Maar hoeveel? Kom werklik voor hom om te getuig van sy goedheid. Here, geef my werk. Ek grapeer vir die honger. Maar kom die Here en sê, ek sien nou raak my kind, ek maak my deur oop. Maar dit is op plaas. Jy hoor nooit van my deur dat die Here vir jou oop gemaak. Dit is net so dat iemand wat te getuienis moet word vanaand verkeer. Die Here het sy tyd. Soos Prediker 3 kom sê, alles het sy bepaalde tyd. So, wanneer ons om dit vra, het God al reeds sy tyd om die werk of wat jy wil op jou te doen. Sit. Ja, en Thijs sit af.
En ek en jy as gelowige het 'n
voordeel. Ons het die Heilige Gees wat ons kan help om met hierdie emosies dit onder beheer te hou. Nou draai ek vanaand vir my maar, ek is altyd die een wat aan die ontvangkant is. Ek is 'n Abel. Ek het mense in my huis wat soos Kain teenoor my optree. Ek wil vanaand vir julle sê, dit is tyd geword dat jy stil word en toelaat dat God oorneem. Ek weet, trane, verwyk, baie keer, as jy een skel, dan skel jy terug. As jy een woorde modder gooi, dan gooi jy ook modder. Ek wil vanaand vir julle sê, is ongelukkig dat Kain gedoen het wat hy gedoen het. Maar en ek in die huis het dit nog nie so ver gegaan nie. Maar ek wil vanaand vir julle sê, 'n korrupte verhouding se jaloesie kan net beheer word as ons toelaat dat die Heilige Gees kom. Ek wil vanaand 'n beroep op u doen. As jy in 'n huis bly waar jaloesie so sy kop te steek en allerlei dinge doen, gaan op die knieë, bid, vra die Here om namens u in te tree. Tweede voorval wat ek hier wil voorhou is tussen Rebekka en Jakob. Dat lees ons in Genesis 27 vers 5 tot 30, want dit is in 'n ma en 'n seun. Rebekka het gehoor hoe sy haar man op die siekbed lê vir haar seun. Esau, jy moet nou uitgaan, gaan vang vir jou pa 'n bok, bring hom terug, berei die ete vir my voor dat jy kan seën, want jy is die oudste. Rebekka op haar been, die eerste met die beer uitgaan, gaan sy en sy roep haar seun Jakob. Sy sê, kom so. Ek wil hê jy moet nou hier in die kraal gaan en 'n bokkie gaan vang. Bring hom, slag hom en berei hom voor, soos ons weet, jou pa hou daarvan. Jakob sê weer, sê, nee my ma, my broer is harder dat ek is nie. Die ma het 'n plan, 'n ventjie om sy hande gebind en hom laat gaan. Vanaand sit ek hier. Ons is ook menige tye in so 'n verhouding waar jou ma die een is. Ek dink Jakob sê vir haar my ma, sê nou maar net my pa vervoer my in steede van 'n seun. Rebekka sê nee, en die vloek op my. Ek wil vanaand sê, as jy in so 'n verhouding is, daar's 'n uitkoms. Want korrupte verhoudings loop altyd net bedrog. Kyk wat maak hulle. Hulle bedrieg 'n man wat siek is in die bed met velletjies wat hulle ombind en krale en reuke. Jakob wil kom te sê, dit ryk soos my seun, maar dit voel soos my jongste seun Jakob. Sien jy dat bedrog? Ek nog nooit 'n resultaat gelewer om God te behaag. Ja, jy gaan miskien vir my sê, in die geval het die Here dit toegelaat. Ons kan dit miskien sê, maar bedrog is 'n kenmerk van 'n korrupte verhouding. En baie keer as ek nie as ma, pa, het ons misbruik ons gesag om ons kinders dinge te laat doen wat teenstrydig is met God se wil. Die derde voorbeeld wat ek vanaand hier wil voorhou is tussen Ananias en Safira, wat beteken in Handelinge 1, 5 vers 1 tot 11. Die eerste keer wat daar was, mense wat almal aangespoor om alles wat hulle het te bring na die voete van die apostels. Nou hierdie man en vrou het die huis gekoop vir 'n sekere bedrag en kan besluit op 'n ander bedrag wat hulle moet gekoop. Nou jy sien, 'n korrupte verhouding
komponent van afpers. Baie wil ek nie vriende, hy wil 'n vriend met jou wees op voorwaarde. As jy dit vir my doen, dan doen ek dit vir jou. Ons as gelowiges kan nie dit doen nie. Maar dit streng jou groei in die gees van die Here as jy in sulke tipe verhouding betrokke is. Of dit nou in die huis is, of in die werk, of in die kerk, waar jy ook al in so 'n tipe korrupte verhouding is, gaan jy die nagevolge dra. Ek het nie kan miskien nie sit in jou lewe nie, maar in jou gees is jy mors dood. Omdat jy saamstem met korruptheid, met bedrog, met dinge wat teenstrydig is met jou eie geestelike groei. Ek wil nie doen. Daar is een komponent wat ek het moet onthou rondom onze verhouding met die Here. Dit is eerlik. Jy kan allemaal op die bos lê. Ek wil 'n voorbeeld maak. Een man praat met my en sê vir my, "Liewe, na jare wat ek hierdie dokter so met lyn sê my rug is seer. Aan my rug moet ek afsien." Kom ons kyk wat gaan aan in 'n korrupte verhouding. Soos die van hierdie man. Die dokter gee pille. Hy laat hom op. Hy het ekstra van. Hy stel voor hom geopereer word. Maar by die operasie dan sê hierdie man, "Nee dok, ek wil nie so ver gaan." My vraag aan u is vanaand, u kan ons allemaal in die kerk mislei. Jy kan nie God mislei nie. Maar die Here weet, jy is betrokke in korrupte verhoudings. Daarom kan die Heilige Gees nie in sy volheid deur jou opereer. Ek wil vanaand 'n beroep op u doen. Dit het geword dat jy jou hande in die emosie speel. Dat jy jouself afvraag. Wat 'n aanneeming ek in die verhouding hier in my huis, waarom al die plaag aan ewig op die huis waarin ons bly toesat. Wat 'n aanneeming ek in my werksplek, waarom alles nou so ondergebo is. Ek weet, jy weet as een man wat ek baie beneden is Jonah. Toe die storm in die see kom, en allemaal gaan bid, toe gaan hy af in die steep, en hy gaan lê onder. En nou klaar die mense met die kaptein, hoor ek ons allemaal, want op onze God, en onze goede, ek hulle het goede hee. Jonah was die enigste man, wat in die lewende God geglo het. Toe besluit hulle, nee, ons moet die man gaan bakker maak. Miskien is hier ook so'n scenario. Jy steek jou lamp in die donkerte weg by jou werksplek. Die mense weet nie, jy dien die Here nie. Daarom lyk dinge soos hulle lyk by jou werksplek. Soos ek sê, toe hulle Jonah wakker maak, sê vir hulle, deur my, dat die storm op die see is. Nou baie keer wat ek en u erken, ons is betrokke in 'n korrupte verhouding, of sy met God, of sy met mense. Bybel leer ons, dat Jonah gevat, vasgemaak, en oorboord gegooi, toe bedaar die storm. Nou jy sien ons, is baie maklik in die tyd en era waarin ons lewe om maskers te dra en voor te gee ons is nie betrokke in korrupte verhoudings. Baie maklik. Want skynheilig dink ek is miskien die hoofrede waarom die Gees van die Here nie in sy volheid deur ek en die kan werk. Maar ons gee voor. Ons gee voor, ons is iets wat ons nie is. Ek wil nie verkeerd verstaan nie.
Maar, nog wel gebruik. Ja. Is die met dit? Yes. Nou, baie keer wil ek die hand om die leid loop met die wêreld en dan is daar 'n goed praat. Sodat ons net die goeie boekies van mense kan lees. Tot ons ontsteltenis kom ons by 'n plek. En ek wil hier 'n voorbeeld doen van iemand wat besluit het sy krisis te swaar. Ja. Ek kan maar so 'n stukkie afstaan. Maar net ek gewees hier voor is 'n rivier. En hierdie rivier is net so breed. Die lengte, breedte van die rivier is die lengte van die kruis. Jy moet die kruis oorsit, dan moet jy boor die kruis loop, dan kan jy oor die rivier gaan. Tot sy spyt. Toe hy sy kruis neersit, die vat die stroom die kruis. Stroom af. Christus wil ek en die moet sy voorbeeld volg. En ek is so opgewonde, jy weet, baie van ons praat met die Bybel en vra mense, die dag toe die vrou wat in sonde betrap was, by Jesus aangebring was en gesê was, sy is beter daar betrap. Sê Jesus vir hulle, enige een van julle nie sonde het nie, tel hulle op en gooi. Bybel sê Jesus het afgebuk en in die grond gestreek. Hoe jy opkyk, sien jy nie. Sê vir haar, gaan jy en die sonde nie weer. Jy sien, ek kan miskien vanavond met die vraag vra, ja, ek was in Korinthe verhoudings, of ek is nou nog. Hoe kom ek uit? Die heel eerste ding is, hier soos die Jonathan ons, en erken jou aandeel in die korruptie van die verhouding waarin jy is. Jy weet ons Christene, er is nie aanloop na paas naweek toe, gaan sy ons sympathiek om baie dinge te doen. Maar min van ons weet, die eindelike doel van Christus se kruisiging is versoening. En versoening kom met 'n prys. Dit kom nie net soos ons in Kossa sê mahala nie. Kom nie verniet nie. En ongelukkig het Christus sy lewe afgelê dat die mens met God versoen word en die mens met die mens. Ek wil afstaan en net vra, het jy al mooi geluister na die geskiedenis van Jesus? Eeuw voor hy kom na die aarde toe, sê ons, hy gaan kom. En hy het gekom. Is dit met my? Dan begin die Bybel te praat oor sy geboorte, dan bly die Bybel toetstil wanneer Jesus kwam was. Ek wil net vanavond afvra, hoekom swyg die Bybel oor 13 tot by 30? As klop ander boeke wat eie dinge kwyt raak. Maar die Bybel sê, wat die stem van God is, sê niks. Ek gaan nie snaaks so met een aantal sê. Dit is 'n gedeelte waarin God Christus voorberei om te kan doen wat niemand anders kan voorgesien het. Namelijk, om preek en te sê, God is lief vir jou. Die Here red. Die Here. En hy het nie net gesê nie, hy het dit fisies begin doen. Hande oplê, gesond, mense gesond gemaak, alles gedoen wat gewoonlik, die engele wat in die hemel moes gekom het. Kom ek verstaan my dit te sê. Van 13 tot by 30 was almal afhanklik van die bad van Bethesda. Dat die engel van die Here moet kom en die bad
gaan roer, dan spring jy in, as jy nie kans meer te spring nie, dan lê jy maar. Maar ongelukkig, in die tyd waar ek in die lewe, dit wat jy vandaan hier hoor in die boodskap, gaan jy nergens anders hoor nie. U en my verantwoordelikheid is, ons moet time out vra vir korrupte verhoudings. Raak ontslaan van die mense wat jou verhouding met God wil verongeluk. Jou verhouding met die Heilige Gees, jou verhouding met die Bybel, die verhouding met jou gebedslewe, al die komponente wat jou verhoed om jou alles te gee, om dit te wees wat God wil hê jy moet wees. Ek is so bly volgens die boodskap het dit baie mooi saamgevat. Ek en u moet toelaat dat die hemelse pottebakker sy werk wat hy in my lewe begin het, klaar te maak. Ons wil in kerk hier help. En ons as predikers probeer ons bes om u te maak verstaan. Die hemelse pottebakker is besig in jou lewe. En jy moet toelaat. Jy moet nie afspring van die draaibank af en nee maar, ons krijg dit, mense hardloop van kerk tot kerk. Hulle vergeet, die hemelse pottebakker bly die hemelse. Hy gaan jou skaaf en slyp soos hy jou wil hê, voordat jy in die kus. Mag die Here vir ek en die genade gee, dat ons tot die besef sal kom, die verhouding waarin ons betrokke is soms die remskoene wat ek en u verhoed om dit te wees wat God wil hê ons moet wees. Kom ons buig ons voor dit en ons bid saam. Baie dankie vir ons Hemelse Vader. Here, dat ons in hierdie aand hier opnuut die geleentheid het, Here, om te besef, Here, dat ons het 'n verantwoordelikheid. Na die verantwoordelikheid is, Here, om uit te stap uit korrupte verhoudings, Here, wat ons benadeel en ons lewe in rep en roer maak. Bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Amen. Liefdes, ons het ons wil hierdie baie dankie woord. Ken jy dit werklik? En mens oor sy Vader, ken jy werklik? Dit is as afgemaak om het is. Want hoe laat sy skeer in sy verhouding? As jy voel, vanavond dat jy voel met druk, jy weet nie wat er kan, dan kan jy nie een van ons loop die saam pad. Nie een van ons het onwacht. Ons gaan maar uit. As ek vir jou sê dat ek het nie ooit te doen, dan is ek een leermaak. Ek het toch my broer. Dit is nou as allemaal
Daar is die regte man. En hy sê julle ry op die regte pad. Dis wat vir die dames. Kom ons maak toe die oor. En waarom sê ek baie dankie Here vir die woord wat uit te gaan. En waarom baie dankie Here dat elkeen van ons bedoel is en dat ons van ander Vader, anders vir ons sal voorsien aan Vader. Wees met ons weer deur die week. As die Gees ons lei, sien ons op elke weg en maak ons reg luister na die stem wanneer jy tot ons spreek. Vader, sien nou elkeen wat die tiende rondgegaan en saam sê Vader, die wat nie gehad het nie, saam met ons. Want dit in Jesus kosbare naam. Met Vader en voedsel, naam, praat die Here seën tot elkeen van ons liggaam. Want dit in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen.